Ons gaan lees uit die brief van Titus, hoofstuk 2. Die opskrif, ek net hier by die regte vertaling kom, die 2020, optrede van gelowiges teenoor mekaar. Dis Paulus wat hier skryf van Titus, maar jy, verkondig jy wat pas by die gesonde leer. Ouermans moet nugter wees, waardig, verstandig, gesond in geloof, liefde en standvastigheid. Net so moet ouer vroue se optrede wees soos dit heiliges betaam. Hulle moet nie kwaadpraters wees of verslaaf van wyn nie, maar moet onderrig gee in wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig, kuis, toegewy aan hulle huishoudings, goedaardig, onderdanig aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan ook so die jonger mans om in alle opsigte verstandig op te tree. Stel jouself in alles 'n voorbeeld deur goeie dade, onvervalste leer en waardigheid, gesonde en onaanvegbare prediking, sodat 'n teenstander beskaamd mag staan en niks slegs het om oor ons te sê nie. Slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees. Hulle tevrede stel, nie teenpraat nie, en nie steel nie, maar toon dat alle betroubaarheid goed is, sodat hulle in alles die leer van God, ons verlosser, aantreklik maak. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense, en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Hy wat onsself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Praat oor hierdie sake met volle gesag, bemoedig en wys tereg, moenie dat iemand op jou neersien nie. Ons lees tot sover. By 2 Korintiërs 1. 2 Korintiërs hoofstuk 1, en vir die van julle wat ons besoek vanoggend, baie welkom. Ons is besig met 'n reeks in die boek 2 Korintiërs, en ons kom nou vanoggend by hoofstuk 1 vers 15 tot 20. 2 Korintiërs 1, 15 tot 20. En dan wil ek jou vernooi om vanmiddag terug te kom, 5 uur vir ons middagdiens. Ons begin vanmiddag The Doctrine of Christ. The Doctrine of Christ. So wat sê die Bybel vir ons oor wie is Jesus? En dis baie belangrik, is nie net goed wat jy in jou kop moet weet nie. Dit verander hoe jy môre jou werk gaan doen. Dit verander hoe jy jou kinders gaan grootmaak. Christ be in my waking, Christ be in my resting, Christ be in my thinking, Christ be in my sorrow. So kom asseblief 5 uur vanmiddag terug. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons in Jesus naam die troon van genade kan nader, en dat daar vir ons vrylik verlossing is, vrye vergifnis, vrye genade, die ewige lewe, aanneming as kinders, heiligmaking. Christus het vir ons geword, wysheid van God, regverdigmaking, heiligmaking en verlossing. Alles is vir ons in Christus, want u woord sê dat u ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in hom. Ons dankie vir die voorreg, ons dankie vir die genade. En dankie ook vir tydelike gawes, vir Graham en Michaela, wat nou nie meer verloof is nie, maar getroud is. Dit is 'n gawe van u. Ons eer u naam. Onlangs het ons babetjies gehad, wat gebore is, vroeg vanjaar en einde verlede jaar. Dis 'n gawe van u.
En dit waaroor Josua gebid het, ons gesondheid, maar uiteindelik kyk ons verder as hierdie dinge wat vir ons prentjies is, voorskoue is, skadubeelde is van die volheid wat in Christus is, die onsienlike dinge, dit wat ons oë nie kan sien en ons sintuie nie kan ervaar nie, maar daar iets in ons gees is, wat weet, wat smaak en sien dat die Here goed is. Ons bid hierdie met danksegging. In Jesus naam, amen. So die tema is geloofwaardige Christenskap, 2 Korintiërs 1. Kom ons lees vers 15 tot 20. Paulus sê, in hierdie vertroue, wou ek vroeër na julle kom, sodat julle 'n tweede guns of genadewerk kon ontvang. Ek wou by julle langs deurreis na Macedonië, om weer van Macedonië af, na julle terug te kom, en deur julle na Judea voortgehelp te word. Ek het tog nie ligtelik gehandel, toe ek my dit voorgeneem het nie, of beplan ek wat ek beplan uit menslike swakheid, of uit die vlees, sodat wat my betref, ja, tegelyk, nee kan wees. Maar God is getrou. Ons woorde aan julle is nie tegelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie. Inteendeel, in hom het dit ja geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. Daarom sê ons deur hom amen aan God, tot sy eer. Ek het nou die voorreg gehad om oor 'n paar afgelope klomp jare, eintlik nou 9 jaar gelede, my eerste boek geskryf, en dit was sommer maar net die gemeente wat gevra het daarvoor, so dit is nie deur uitgewers nie, maar toe kry iemand dit in die hande, iemand wat by uitgewers werk, en toe gee hulle dit vir die baas daarso, en die persoon sê, hulle wil dit graag publiseer, en so lank storie kort, ek het baie werk daaraan gedoen, en dan gee hulle vir my terugvoer, goed, verander hierdie, en so aan. En uiteindelik een van die laaste stappe, want die boek ek het in 2017 geskryf, ek dink dit was rondom 2021, is nie seker van die jaar nie, wat hulle dit wou publiseer. In September 2021 sou die boek dan nou gepubliseer word, vrygestel word, en dan op winkels en rakke gewees het. En een van die laaste stappe wat hulle doen, is iemand skryf 'n leesverslag. So 'n kritikus vat die boek, en dan lees hy dit, en dan skryf hy 'n positiewe of 'n negatiewe verslag, en toe is dit 'n baie negatiewe verslag. Toe sê hy vir hulle, moenie hierdie boek publiseer nie, omdat ek in die boek dinge gesê het soos, homoseksualiteit is sonde, abortus is sonde, jy weet, en so aan. Maar ook, dat die persoon 'n negatiewe leesverslag geskryf het, en gesê het, dat ek en ander evangeliese Christene, ons het so eng definisie van Christenskap. Maar daai persoon wat die verslag geskryf het, hy het ook mos 'n definisie van wat hy dink Christenskap is. En sy definisie, wie bepaal dit? En wie bepaal my definisie? Wie besluit wat is Christenskap en wat is dan nou nie 'n Christen nie? So hoe besluit jy dit? Hoe kies jy, dit is 'n geloofwaardige getuienis of geloofwaardige Christenskap, en iemand wat sê, ek's 'n Christen, maar hulle glo A, B, C, D en hulle leef A, B, C, D, dis nie Christenskap nie. Wie besluit dit? Nou kom ons kyk hierna. Ons het nou klaar die teks gelees. Ek gaan dit opdeel as volg in 2 beskrywings. Die eerste beskrywing is eksperimentele genade. Dis 'n groot woord, ek sal dit verduidelik. Eksperimentele, dit wat jy ervaar. Eksperimentele genade in vers 15 en 16 wat ons reeds gelees het. Nou 'n skuldige gewete, as jy skuldig voel, dan hardloop jy weg wanneer niemand jou jaag nie. Spreuke sê dit. Jy gaan kruip weg tussen die bome van die tuin, want jy voel skuldig en jy maak vir jouself klere van vyeblare. Maar niemand jaag jou nie. Dis jou gewete wat jou jaag. Jy hoor 'n ambulans en dan dink jy die polisie is op my. Ek het dit al beleef in die bediening. Wanneer mense besig is met 'n leefstyl van sonde,
en jy moet hulle aanspreek, jy moet hulle besoek, dan, wat soos ons in Engels sê, dan dodge hulle duck and dive. So hulle vir my jou oproep, hulle blok jou nommer, hulle hou op kerk toe kom, hou op die eredienste bywoon, want hulle voel skuldig. Hulle voel skuldig oor dit waarmee hulle besig is. Maar as jy 'n skoon gewete het, jy hoef weg te hardloop vir niks nie. Jy hoef weg te hardloop vir niemand nie. Dan kan jy doen wat Paulus sê in vers 15. In hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom. Watter vertroue? Die vertroue van vers 12. Ons roem is juist dit, die getuienis van ons gewete. Paulus is beskuldig, as jy laasweek hier was, deur die vals leraars, en die Korintiërs het hulle geglo. Die vals leraars het gesê, Paulus is 'n sham, Paulus is fake, Paulus is 'n vals leraar, julle kan hom nie vertrou nie, en hy wil net eintlik in julle banksaake betrokke raak, want hy wil geld by julle hê, en allerlei sulke dinge. En Paulus sê vir hulle in vers 15, in hierdie vertroue, wou ek vroeër na julle kom, ek wil julle kom besoek, my gewete pla my nie, daar's niks waarvoor ek hoef weg te hardloop nie, ek kan julle kom besoek, want ek gee om vir julle. So dis nie dat ek, en dis nou die teksie wat ons gelees het, gisteraan toe lees ons het, nou ter voorbereiding vir vandag, in ons huisgodsdienst. En Nicole sê toe, dis 'n vreemde gedeelte. Was dit Nicole, was dit jy, Jane? Was dit jy? Okay, Jennifer. So dis 'n snaakse gedeelte, wat beteken dit? Ons sê nie ja en nee nie, want die vals leraars het hom beskuldig, ja, jy kan nie Paulus vertrou nie. Hy het gesê hy gaan vir julle kom kuier, en nou sê hy ja, maar dan skielik nou is dit nee, en nou daag hy nie op nie. Paulus sê sy gewete pla hom nie. Hy wil hulle kom besoek, dit was sy plan, en die doel van sy besoek was, hy sê in vers 15, in hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom, sodat julle 'n tweede guns kan ontvang. Wie van julle se Bybel sê 'n tweede genade, of 'n tweede werk van genade? Okay, 'n paar van julle sê ja. So 'n tweede werk van genade, dis wat ek wou hê julle moes gehad het. So dis 'n eksperimentele genade. Dis 'n genade wat jy in jou hart ervaar, wat jy in jou hart ontvang deur die woord. Dis hoe Paulus dit gaan bring. Dit gaan nie hier oor 'n sogenaamde tweede genadewerk waar jy kom vorentoe, die predikant sê almal wat nou vorentoe kom, al is jy 'n Christen, en as jy nou hierdie tweede genadewerk wil hê, en dan leef jy op 'n hoër plein, en het jy nou die hoër lewe bereik, en die victorious Christian living, dis nie waarvan hierdie tweede werk van genade praat nie. Of jy kom vorentoe, en dan kry jy nou die doping van die Heilige Gees, jy is 'n Christen, jy het deels van die Heilige Gees, maar nou moet jy die volheid ontvang, en dan praat jy nou in tale. Dis nie waarvan hy praat nie. Waarvan hy hier praat is, hy gaan na hulle toe kom, die eerste genade wat hulle ontvang het, was verlossing. Nou wil hy hulle moet gevestig raak in die woord, gevestig raak in hulle geloof, hulle moet verder kan groei in die Christelike lewe. So byvoorbeeld in Romeine, praat hy van hierdie ding in Romeine hoofstuk 1, vers 11 en 12, dan sê Paulus vir die Romeine, ek begeer om julle te sien, sodat ek een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk, en dan sê hy dat ons dan nou wederzijds versterk kan word, ek deur julle geloof, julle deur myne. En dan in Romeine 15, in vers 29 herhaal hy daai lering. In Romeine 15:29 sê hy, weer eens vir dieselfde gemeente, ek weet dit wanneer ek na julle kom, dit sal wees met die volle seën van Christus. Die Engels, the full blessing of Christ. Ek wil daai genadegawe kom bring deur die lering van die woord. Handelinge 20:32, dan sê hy vir die ouderlinge in Efese. Die Engels sê hy, and now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give an inheritance among all those who are sanctified. So hierdie woord is in staat om julle op te bou. Dis 'n genade wat deur die woord van God na hulle kom. So dit beteken, Nuwe Testamentiese Christendom is nie 'n ervaring wat jy het in jou siel en jy sê ek weet nie wat gebeur het nie, ons was besig om te sing en toe kry ek net hoendervleis en toe voel ek net hoe die Heilige Gees oor my kom en of ek het net daar gesit en net begin huil, ek weet nie hoekom nie. Dis nie Nuwe Testamentiese Christendom nie. Ervaring aan die een kant sonder die woord nie, gees sonder woord, maar dis ook nie woord sonder gees nie.
Dis ook nie net cerebraal, intellektueel, ek verstaan hierdie waarhede, ek het insig in hierdie waarhede, maar jou hart is so koud soos marmer, of so koud soos graniet nie, so koud soos jou kombuisblad nie. Dis ook nie Nuwe Testamentiese Christendom nie. Nuwe Testamentiese Christendom is woord en gees en woord. Dis verstand, dis waarheid, dis begrip, maar dis ook warmte in die hart. Dis ervaring met die Here. Dis verhouding, dis 'n lewende verhouding, dis 'n ervaringskennis. Dis vers 15. Waar die ESV sê, I wanted to come to you so that you may have a second experience of grace. Dis ervaring. Plus woord. Genade wat deur Christus kom. Dit is smaak en sien dat die Here goed is. Dit is wat ek onlangs in my stilte tyd gelees het. Wat praat van hoe die Here gekom het na Elia, wat ek nou vir jou net onder jou aandag sal bring. Dit is Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. So dis 'n ervaringskennis, dis amper soos Genesis 4. En Adam het sy vrou Eva geken, en sy het 'n seun gebaar, sy het swanger geword. Dis 'n intieme kennis, dis 'n verhoudingskennis. Dit is dat jy krag mag hê om saam met al die heiliges te begryp wat die hoogte, lengte, breedte en diepte van die liefde van Christus is, wat die kennis oortref. Dat jy daai kan ken in jou hart. Nou ongeag van of jy met alles saamstem wat Henry Blackaby sê of nie, maar daar's 'n man met die naam van Henry Blackaby, en hy het so tipe van 'n Bybelstudie kursus, en die naam van die boek is Experiencing God. Dis wat dit is, dis waarvan ons hier praat. Experiencing God. Nie net 'n kopkennis nie. Jy verstaan feite nie. So moenie tevrede wees in jou Christelike lewe, of in jou lewe, moenie tevrede wees om te sê, ek ken die feite van die evangelie, Jesus is die seun van God, hy is waarlik God en waarlik mens, hy is gebore in Bethlehem uit 'n maagd Maria, hy het perfek gelewe, geen sonde gehad, geen sonde gedoen nie, hy het aan die kruis gesterf vir sondaars, hy is begrawe, en op die 3de dag het hy liggaamlik, fisies, histories, letterlik uit die dood opgestaan. Hy het opgevaar en hy gaan weer terugkom. My sussie het dit geglo. Haar lewe lank, sy het groot geword in 'n huis waar ons het geleer het, sy het groot geword in 'n goeie kerk, selfde gemeente as waar ek groot geword het. Daar was Bybellering gewees. En daar was warmte, daar was liefde, maar my sussie, voor haar bekering in 2008, sy het al hierdie goed verstaan. Jy kon my suster vra, sy kon die evangelie op die punte van haar vingers vir jou sê. Sy het Bybelverse gememoriseer by dosyne. Sy het Bybelverse uit haar kop uit so geken. Maar dit het nie haar lewe verander. Sy was nie gered nie, sy was nie wedergebore nie. Daar was nie daai experiencing God nie. 'n Ervaring met die lewende God nie. Moenie tevrede wees daarmee nie. Met die geloof van duiwels nie, want die duiwel glo ook hierdie waarhede, maar hy is ongered soos 'n klip. Moet nie eers tevrede wees dat jy in 'n gemeente is, waar of jy hier is of in 'n ander gemeente waar jy suiwer Bybellering ontvang. Moenie eers daarmee tevrede wees en sê ons kry suiwer woord nie. Moenie tevrede wees daarmee nie. Soek die lewende woord. Die lewende woord. And a second experience of grace, deur die woord wat Paulus vir hulle sou bring. Soek dit. Soek dit, soos Jesaja sê, julle sal my soek en julle sal my vind, as julle met julle hele hart na my vra. Vra na die Here, soek na die Here. En dis waar ek kom by wat ek in my stilte tyd gelees het. Ek het hierdie woorde gelees. Toe Elia mos so depressief was, eers het hy die massiewe oorwinning op Berg Karmel, waar hy die profete van Baal verslaan, die volgende dag is hy daar in 'n gat, want 'n vroumens wil hom doodmaak, Jezebel, en hy hardloop vir sy lewe, en hy is so depressief, hy sê, Here, vat net my lewe, maak my net dood, ek wil nie meer lewe nie, hy sit daar onder 'n bos, en hy raak aan die slaap, en uiteindelik, dan sê dit vir ons, toe hy nou by Berg Horeb kom, sê dit, en die woord van die Here het na Elia gekom, en hy het vir hom gesê, die woord van die Here het vir hom gesê, daai woord, dis nie koud en klinies nie, dis nie net inligting nie, dis 'n lewende woord, daai woord is 'n persoon. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En die woord het vlees geword, sê dit verder af, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid gesien. Heerlikheid soos
van die eniggeborene van die Vader, vol genade en waarheid. Roep al dikwels aan, Johannes 1 vers 16. En ons het uit sy volheid ontvang, genade op genade. Want die wet het gekom deur Moses, maar genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus. Daai woord is 'n lewende woord, wat na ons toe kom. Dit is wat Daniel Rowland gesê. Daniel Rowland het in die 1700s gelewe in Wallis, 'n baie groot prediker. Daniel Rowland het vir 50 jaar gepreek en nie een keer gepreek sonder dat iemand tot bekering gekom het nie. 50 jaar. Dit was tyd van herlewing in Wallis gewees. En Daniel Rowland het nie 'n onder onsie gehad nie, maar het 'n meningsverskil gehad met ouens wat weggebreek het by die Church of England. Soos die Baptiste onder andere het hy 'n meningsverskil mee gehad. En sy meningsverskil was dat hulle het gesê, om Christus te preek beteken, jy verkondig die lering van Christus, the doctrine of Christ. Hy het gesê, nee, om Christus te preek beteken, jy preek 'n lewende Christus wat jy na mense toe bring. J.I. Packer sê, dis die verskil tussen die ou predikers en hedendaagse predikers. Die ou predikers, die Puriteine in Engeland, en die predikers in die groot herlewing in die 1700s. Vandag preek ons en die prediker probeer mense na Christus toe bring. Hy sê daai ou predikers het 'n lewende Christus na mense toe gebring. Ons wil mense na Christus toe bring, asof Jesus net passief staan en wag en hy kan niks doen nie. Hy moet maar net wag dat die prediker die mense na Christus toe bring. Daai ou predikers het 'n sterk verlosser, 'n sterk Christus na mense gebring. En dis waarvan Paulus hier praat. A second experience of grace, deur daai woord. En hiervoor het Paulus 2 besoeke beplan. Hy sê dit in vers 15. Hy sê, ek wou na julle toe kom, vers 16, ek wou by julle langs deurreis na Macedonië, weer van Macedonië af terug na julle toe, en dat julle my dan op my pad help, Judea toe. So die eerste besoek sou wees, ek wil kom, want natuurlik hy die geld wat hy gaan kollekteer, want hy wil dit vat na die arm Christene in Jerusalem, ons gaan daarby kom, en dan die tweede keer sou hy terugkom, en hy wil net tyd met hulle spandeer. Hy sê dit eintlik in 1 Korintiërs 16 vers 5 tot 7. Hy sê ek wil sommer die winter daar by julle spandeer. Ek wil sommer 'n lang tyd by julle. Paulus wil net by hierdie mense wees. Hy's regtig lief vir hulle. Hulle dink hy is nie. Die valse leraars het hulle 'n gat in die kop gepraat. Hy's regtig lief vir hulle. Hy het nie bymotiewe nie. Hy's nie daar om hulle geld te kom steel nie. Hy wil regtig tyd met hulle deurbring. Nou kom ons kyk op die kaart. Dan gaan jy 'n idee kry op die skerm daar. So net weer om jou te bring, waar is ons in die wêreld? Dis waar Korinthe is, in Griekeland. En nou kry jy dit hier van Ou Hartenbou af, noord. Volgende een. So hier's nou, dis sy oorspronklike plan gewees. Ons begin by nommer 1 op die skerm, by die rooi sterretjie regs. Dis Efese waar Paulus is. Nou sê Paulus, my plan is, ek wil na julle toe kom in Korinthe. So nommer 1, pyltjie soontoe, daar's nog 'n rooi sterretjie in Griekeland. En Korinthe is in die streek Agaia, dis die suidelike provinsie. Dan sê hy, toe wou ek noord gaan, nommer 2, pyltjie wat opgaan, Macedonië toe. Dis nou stede soos waar die Tessalonisense is en die Filippense en so aan. En die mense van Berea. En dan wil hy weer terugkom van Macedonië af, nommer 3, weer Korinthe toe kom. En dis wanneer hy nou sommer 'n lang tyd by hulle gaan wees. Hy wil net vir hulle onderrig in die woord. Hy wil hê hulle moet hierdie ervaring met die Here hê uit sy woord. 'n Ervaring van genade. En dan van daar af nommer 4, dan sal hy nou vir die Korintiërs vra, kan julle my help? Want jy stuur mos nou die sendeling op sy pad. Kan julle my help dat ek dan nou teruggaan Jerusalem toe om hierdie geld vir die armes te vat? Volgende skyfie, het jy 'n groter kaart. So daar het jy Korinthe, die geel sterretjie in die middel van die kaart, en dan die rooi pyltjie tot hier onder in Jerusalem, Judea. En dis hoe Paulus se planne was. Dankie, jy kan afval van die skerm af. Jy weet, ek wens so, en ek wens dit regtig. Ek wens so dat sekere van die Here se verdwaalde skape, wat in hierdie Prosperity kerke is. Ek dink nie daar's baie nie, want die Prosperity is 'n valse evangelie. Maar daar's hier en daar 'n regte egte skaap tussen daai klomp bokke.
en hulle is so verdwaald, en ek wens net hulle wil sien, daai ou wat daar preek op die verhoog, hy gee nie om oor jou siel nie, hy gee net om oor jou bankrekening. En nie dat jou bankrekening moet groei nie, hy wil geld uit daai bankrekening uit hê. Hy wil hê jy moet sy line his pockets with gold. Dis alwaaroor hy omgee is jou geld. Ek wens so hulle wil dit sien, en ek wens so hulle wil uitkom daar, en sê ek wil nie daai herder volg, wat nie 'n herder is nie, hy's 'n wolf in skaapsklere. Ek wens hulle wil uitkom na gemeentes, waar daar 'n herder is wat regtig omgee vir hulle, wat regtig lief is vir hulle, en hoe weet ons daai herder is lief? Want hy vertel hulle die waarheid, al is dit moeilik om te hoor partykeer. Net soos Robert Murray McCheyne in Skotland in die 1800s, waar hy gehuil het terwyl hy preek. Hy het gehuil oor die mense, hy het gesê, those people who do not warn you, do not love you. Remember that love warns. Of soos 'n vrou vir John MacArthur gesê, waar sy gesê, thank you for loving me. Nou dis 'n gemeente van oor 10,000 mense. Hy ken nie elke persoon individueel nie. Maar toe, so, hoe weet jy ek's lief vir jou? I know you love me because you tell me the truth. En ek wens so daai mense wil dit sien, vers 15, ek wil na julle toe kom, Korintiërs. Ek wil die waarheid vir julle bring, sodat julle daai tweede genade, ervaring van genade met die Here kan hê. Goed, tweede beskrywing. So dis ons eerste beskrywing is eksperimentele genade. Dit is 'n beskrywing van geloofwaardige Christendom, credible Christianity. Tweedens is algehele integriteit. Ek het laasweek integriteit verduidelik. Algehele integriteit, vers 17 tot 20, wat ek ook reeds gelees het. Nou, daar's 'n predikant wat ek regtig goed geken het. En hierdie ou, mense het begin kla in die gemeente waar hy predikant was. Want hy's vuil. Hy's vuil. Hy's 'n vuil mens. Ek bedoel nie soos vuil sonde nie, net soos uiterlik vuil. Hy borsel nie sy tande nie, dan gaan besoek hy mense en hy kam nie sy hare nie, staan net op en trek 'n hemp aan en dan loop die voël op sy skouer en die voël mis oral en dan gaan besoek hy mense so met die voël mis op sy hemp en jy weet so pens groter as 'n Weber braai. Net onversorg. En toe gebeur dit dat 'n ander predikant gaan besoek hom. Die predikant is, jy weet, hy's in die dorp waar die ou nou die gemeente bedien en toe kom die besoekende predikant en hy kontak hom, hoorie, kan ons ontmoet sommer by Wimpy of iets, ek koop vir ons 'n ontbyt. En ek het 'n vriend saam met my wat ook 'n ander predikant is, hierdie twee ouens. Die ou sê, ja nee, ek ontmoet julle daar. Hy sê, hulle wag, en hulle wag, en hulle wag, en hy kontak later die ouens nou 20 minute laat. Nee, ek's op pad. En hy wag, 30 minute, is nou 'n halfuur verby, hoorie, wag nou nog vir die ou, later is dit 40 minute. Kontak die ou, hy sê, hoorie, waar is jy? Nee, ek's op pad. 45 minute laat. Kom jy ou daar aan met 'n hemp wat geskeur is, sy hare is weer so, jy weet, net onversorg. Uiteindelik is die ou uit die bediening en het in 'n plakkerskamp gaan bly. Dis nie genoeg dat 'n predikant die woord reg preek nie. Dis nie genoeg dat jy preek en wat jy preek is waarheid nie. As 'n geestelike leier kort jy algehele integriteit, algehele dissipline, algehele netheid. As jy kyk na wat Paulus sê 'n ouderling moet wees in Titus 1, vers 5 tot 9, dan sluit hy dinge in soos selfdissipline. En daar's 'n klomp ander dinge, sy gesin in orde, lief vir sy vrou en so aan en so voort. So dis nie net hy glo die waarheid en hy kan die waarheid goed praat nie. As jy hom nie kan vertrou in die dag tot dag goedjies nie, hoe wil jy hom in die kansel vertrou? Hoe wil jy hom vertrou? Hy het nie integriteit in sy lewe of orde of dissipline nie, maar nou wil jy hom in die kansel vertrou. Jy weet, ons het so by inkoms bygewoon, 'n klompie predikante. Toe sê 'n man, 'n paar van julle ken oom Niels Oosthuizen. Toe sê hy vir die ander jonger ouens daar, hy sê, manne, ons moet netjies wees op ons persoon, op ons voorkoms en op ons huise en so aan. Dis nie net wat jy in die kansel sê wat tel nie. Want anders dan gaan mense jou nie vertrou in die kansel as jy nie kan vertrou in die dag tot dag nie. 'n vriend van my is 'n baie groot ou.
en hy werk regtig hard om te oefen en werk regtig hard om te kyk wat hy eet, dop te hou wat hy eet. Want hy tel maklik gewig op en hy het gesê, hoe kan die mense hom vertrou op 'n Sondag as hy vir hulle preek, en hy sê vir hulle, julle moet gedissiplineerd lewe as Christene, maar hulle kyk na hom en sê, maar jy leef nie gedissiplineerd nie. Dit was sy eie woorde. En hy het by daai selfde byeenkoms wat Niels Oosthuizen dit gesê, toe sê hy, die vriend van my, toe sê hy, veral as jy 'n bietjie 'n groter ou is, sorg jy dat jy netjies lyk, want jy kan maklik slordig lyk. So ek pik nie op enige iemand nie, ek probeer net sê, dat dit belangrik is in 'n geestelike leier se lewe, en Paulus verstaan dit. Paulus verstaan dit, dis hoekom hy in vers 17 en 18 sê, ek het tog nie ligtelik gehandel toe ek my dit voorgenem het nie. Of beplan ek wat ek beplan uit menslike swakheid, sodat wat my betref, ja, tegelyk nee kan wees. Maar God is getrou, ons woorde aan julle is nie tegelyk ja en nee nie. Paulus verstaan, jy moet vertrou kan word in die kleiner goed. Want die valse leraar se beskuldiging is, as jy nie as Paulus kan vertrou in sy besluit, hy kom kuier of hy kom kuier nie, hy sê ja en nee gelyk, hoe gaan jy hom vertrou wat hy preek? Hy's 'n valse leraar, man. En Paulus sê nee, daar's 'n algehele integriteit. Julle kan vertrou wat ek vir julle gesê het. Ek het nie my planne volgens die vlees of volgens menslike swakheid gemaak nie. Jesus het ons geleer dat jou ja wees en jou nee. En Paulus sê, dis hoe ek lewe. En ek verteenwoordig die Here. Ek verteenwoordig hom, ek's deur hom uitgestuur. So seker as wat God vertrou is, my woord aan julle was nie ja en nee nie. Ek maak nie my planne. En soos, ek maak dit planne. Gebruik jou brein, man. Die Here het vir jou brein gegee. En baie Christene sê dit, nee. Jy hoef nie die Here, ek weet van 'n ou wat gesê het, ek hoef nie die Here te vra wanneer ek 'n kar koop, ek hoef nie daaroor te bid nie. Hy het my mos 'n gesonde verstand gegee. Gebruik jou logika. Paulus sê, dis nie hoe hy planne maak nie. Hoe hy planne maak is nie uit menslike swakheid nie, is nie volgens die vlees nie. Hy bid oor sy planne. Hy sê in Handelinge 21, oor hierdie einste plan waarvan hy hier praat, sê hy, ek het my in die Heilige Gees voorgenem om te kom. So dis nie uit net menslike insigte nie. Wat sê daai vers in Spreuke? Moenie op jou eie insigte staat maak nie, maar ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou baie gelyk maak. Nou ken jou gesin jou so. Ken jou kollegas jou so. Die mense wat jou goed ken hulle jou as so iemand. Jy's eerlik. Jy's opreg. Jy's 'n persoon van integriteit en nie net wat party Christene voor bekend staan. Alwaarvoor hulle jou ken by die werk is, jy is geestelik, jy ken die Bybel en jy kan redelik goeie raad gee as mense probleme het. So hoekom kom mense na die werk by jou toe? Hoekom kom jou baas na jou toe by die werk? Hoekom kom kliënte na jou toe? Kom hulle na jou toe want jy's geestelik en jy ken die Bybel? Of kom hulle na jou toe ook want jy doen goeie werk? Jy is uitstekend in jou werk. Jy is 'n persoon van algehele integriteit. Nie net geestelikheid nie, maar dit wat jy doen by jou werk, doen jy goed, en mense sal jou aanbeveel. Dit is belangrik. Jy sien, as jy onbetroubaar leef, as jy onbetroubaar is by jou werk, as jy nie integriteit het nie, dit trek jou Christelike getuienis in twyfel. Mense begin dink, Christene is seker maar net geestelike mense, maar hulle doen sloppy werk, hulle doen slordige werk, jy kan hulle nie vertrou daar nie. Dit behoort nie so te wees nie. Jy sien, as jy die Here dien, en as jy die Here in elke ding in jou lewe insluit, en dis wat Paulus hier doen. Paulus sê, ek neem nie besluite volgens menslike swakheid of my vlees nie. Ek sluit die Here in alles wat ek doen. So seker as dit God getrou is, so seker kan ek vir julle sê, toe ek hierdie besluit neem, het ek dit met die Here geneem. 'n Christen is iemand wat God insluit in elke detail, of jy nou eet, of jy opstaan, of jy gaan slaap, of jy jou werk doen, of jy aan jou kar werk, of jy in die kar reis iewers heen, in elke ding, Christ be in my resting, Christ be in my waking, Christ be in my thinking, Christ be in my sorrow, Christ be in everything. Ons sluit die Here in alles in die klein dinge. Dis hoekom ek gevra het vir Josua om Titus 2 te lees vandag. Want daar sien jy, die Here word in alles ingesluit. In hoe die ouer mans optree, in hulle volharding, in hulle reinheid, in hulle liefde, in die ouer vroue, in hulle gewoontes, in hulle verslawings, of eintlik nie verslawings nie, in hulle integriteit, in hulle selfbeheersing, in hoe hulle die jonger vroue onderrig, die jonger vroue in hulle ouerskap, in hulle huwelike,
en hulle werk by die huis en etes voorberei en die jonger manne in hulle selfbeheersing en die mense by die werk en nie klein goedjies vat by die werk, 'n pen en 'n wat ook al anders jy by die werk kan vat, verniet, maar is nie eintlik verniet nie, jy pilfering, jy steel. En dan sê Paulus in daai Titus teks, hy sê, as jy jou werk so doen, en so optree in jou huwelik, dan maak jy die evangelie mooi. Jy versier dit is soos 'n vrou met 'n baie mooi hangertjie om haar nek. Dit laat haar mooi lyk. En hy sê, dis wat jou goeie werk en jou algehele integriteit aan die evangelie doen. Mense begin sê, ek staan 'n bietjie nader. Vertel my van hierdie Jesus. Want jy het 'n algehele integriteit in jou gesinslewe, in jou werklewe, in alles wat jy doen. Nou, daar's ongeredde mense wat saamstem. Hulle is net siek en sat vir ons westerse samelewing. Daar's ongelowiges in hierdie wêreld, hulle is moeg vir die morele verval en hulle soek Christelike waardes. Dis hoekom Jordan Peterson, die Kanadese sielkundige, dis hoekom Jordan Peterson die Bybelse waardes dryf. Dis hoekom Jordan Peterson Christelike waardes wil sien. Dis hoekom Jordan Peterson die Bybel propageer en sê ons moet terugkom hierna, na Bybel. En hy's nie 'n gelowige nie. Hy glo in sy kop die waarhede. Maar sover ek weet, het hy nog nooit 'n publieke openbare belydenis gemaak van Jesus Christus as sy persoonlike verlosser nie. Verskoon my net asseblief. Maar kan julle vir my sê, hoe kom 'n eerlike lewe? Waardeur kom 'n eerlike lewe? 'n Eerlike lewe kom nie deurdat jy Christelike waardes begin volg nie. 'n Eerlike lewe kom nie, 'n lewe van integriteit kom nie deurdat jy Matteus 5, 6 en 7 lees, die bergpredikasie, Jesus se bekendste preek seker, en dat jy volgens daai begin lewe nou. Hoe moet jy optree? Dis nie hoe integriteit kom nie. Kan enige iemand hier vir my die sondaar uitwys wat Matteus 5 vers 48 kan doen? Wees volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Jy kan nie volgens Jesus se morele standaarde leef nie. Dit is onmoontlik om daai te bereik in eie krag. So integriteit begin nie deur kom ek lees wat die Bybel sê en ek begin die Bybelse waardes volg. Want dis wat Jordan Peterson propageer tot 'n groot mate. Integriteit begin waar jy erken jy is korrup tot in die senter van jou wese. Jy is verrot tot in die senter van jou menswees. En jy het al hoeveel keer probeer om jouself te verander, jy het elke keer misluk. Dis waar integriteit begin, waar jy jou eie hulpeloosheid erken en jou hopeloosheid. Hemelse hoop kom, sodra jy op daai plek in jou lewe kom, wat jy alle hoop op jouself laat vaar. Jy kan geen meer hoop in jouself en jy begin vers 19 vertrou, want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, inteendeel in hom het dit ja geword. Want dis daar, as jy op daai plek kom, wat jy Jesus Christus sien, wat jy die gekruisigde Christus sien, wat vir jou sonde sterf, wat jy sien, hierdie Jesus is my hoop. Hierdie Jesus is die een op wie ek my hele lewe kan bou. En Jesus se hoop wat hy beloof is nie ja en nee nie. Hy sê dit nou. Dit is ja. Dit is nie soos ons kerk se versekering, die vorige versekering. Dankie dat jy ons gehelp het met nuwe versekering. Maar die vorige versekering, wat allerlei beloftes maak en jy betaal versekering en dan die dag wanneer hulle moet uitbetaal, dan verander hulle denkie. Jesus is nie so nie. Hy beloof nie vir jou goed en die dag as jy kom vir hulp, dan verander hy sy denkie nie. Nee, vers 19 en die einde sê, hierdie Jesus, dis nie ja en nee in hom nie. Dis ja. Dit is ja. In Jesus sê God ja vir die wat vergifnis kom vra vir hulle sondes. In Jesus sê God ja vir die wat die ewige lewe soek. In Jesus sê God ja vir aanneming tot kindskap, ja vir redding uit die hel, ja vir heiligmaking, ja vir meer as 500 beloftes. Ek het hulle getel oor 'n kwessie van 'n jaar. Ek het deur die Bybel gelees verlede jaar. En toe ek deurlees, elke keer as ek 'n belofte sien, dan skryf ek neer. Waar is die belofte? Wat sê die belofte? En ek het al gehoor mense sê daar 7.500 beloftes, ander sê 2000, 2500. Ek het getel tussen 500 en 600 beloftes.
Maar vir meer as 500 beloftes, vers 20 sê, hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Christus is hulle ja. So die man kom na Jesus toe. Here, as U wil, kan U my genees. Jesus sê, ek wil. Ja. Here, as U kan, help ons. Jesus sê, as ek kan, enige iets is moontlik vir hom wat glo. Ja. Ja. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. In Christus. Nou, party mense sê dis onwaar. Want ek het die Here vir genesing gevra vir my kind. En hy het my kind nie gesond gemaak nie. Ek het die Here vir BMW gevra. En die Here het nie, in daai prediker daar op TV, ek het gehoor hy sê, as ek my geld stuur, gaan ek 'n wonderwerk ontvang. En ek het dit nie ontvang nie. Wat sê vers 20? Hoeveel beloftes van God daar ook mag wees. Is daar 'n belofte in die Bybel jy sal 'n BMW kry? Is daar 'n belofte in die Bybel dat God elke siekte van elke persoon gaan genees? Daar's nie so 'n belofte nie. So wat moet jy dan bid? Wat moet jy bid? Bid die beloftes. Meer as 500 van hulle. Jesaja sê vir jou, julle wat die Here aan sy beloftes herinner, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie. Bring sy beloftes voor hom. Sê vir hom, Here, U het in U woord gesê. Bring dit na hom toe. En as jy nie 'n belofte het nie, wat moet jy dan sê? Jy kan vra waarvoor jy wil vra, maar dan sê jy nogtans nie my wil nie, U wil geskied. Dis hoe Jesus gebid het. Ander mense sê, nee, ek stem nie saam met jou nie. Ek het 'n behoefte gehad, ek het dit regtig nodig gehad, en ek het die Here gevra en hy het dit nie gegee nie. Ek het so 'n storie in my lewe. Ek het gebid vir iets wat ek regtig nodig gehad het. Ek was 'n student gewees, en deel van ons een vak, vir daai klas, moes ons 'n sekere uitstappie doen. Dis nie 'n uitstappie in die dieretuin nie. Dis 'n uitstappie wat jy nodig het, punte vir jou, vir daai vak. En jy het geld nodig gehad om die uitstappie te doen. En ek is 'n student, en studente se sakke lyk soos olifantoortjies. Daar's niks in nie. En my sakke het so gelyk. En toe bid ek. Sê ek, Here, sal jy asseblief hierdie geld voorsien. Ek moet hierdie doen, anderster kry jy 'n 0. En ek het 0 gekry. Die Here het nie vir my daai geld voorsien nie. So wat moet jy dan vra? Psalm 66 vers 18. As ek sonde in my hart gekoester het, sou die Here nie my gebed beantwoord het nie. Ek weet, dit was die rede. Ek het sonde in my hart gekoester daai. In daai tyd wat dit gebeur het. Daar's 'n sonde wat ek aan vasgehou het in my lewe, ek het dit nie laat gaan nie. Of 1 Petrus 3 vers 7, wat praat van die huwelik, en sê as daar huwelikstruwelinge is, en jy wil dit nie uitsorteer nie, jou gebede gaan verhinder word. Of Jakobus 1, praat van jy roep tot die Here, en dan sê dit, maar dan moet jy met geloof bid. Jy moet nie dink, ag, ek bid dit, maar die Here gaan dit self, seker in elk geval nie vir my gee nie. Dan sê jy moet niks van die Here verwag nie, sê dit dan, in Jakobus 1. Of Jakobus 4 vers 3, jy bid daarvoor, maar jy bid dit met selfsugtige motiewe. Jy soek dit nie vir die Here se eer nie. Jy het selfsugtige motiewe in jou hart. En dis hoekom die Here dit nie gee nie. Of dit mag wees, 1 Petrus 3 vers 12, dat jy ongered is. Nou sê iemand hier van jou, maar ek het 'n belofte gebid. Ek het 'n belofte gebid. 1 Johannes 5 sê, as jy volgens God se wil bid, dan sal hy dit gee. En dan gee dit vir jou 'n voorbeeld van iemand wat afdwaal, wegdwaal, en jy bid vir daai broer wat 'n sonde doen, wat nie tot die dood lei nie, jy sal bid, en die Here sal daai persoon terugbring. En ek het daai belofte gebid, en die Here het nie geantwoord nie. Ekskuus tog, die Here het nie geantwoord nie. Kan ek jou 'n vraag vra? Verwag jy dat die Here jou moet antwoord, want, vul nou in, jy het selfs oor die saak gevas. Verwag jy, maar die Here moet my antwoord, want ek het opreg gebid. Ek is eerlik voor die Here. Hy kan my hart sien. Ek het uit my hart uit gebid hiervoor. Verwag jy die Here met jou antwoord, want ek bid al so lank hieroor. Ek volhard, ek het nie opgehou bid hiervoor nie. Dalk is dit hoekom jou gebed nie beantwoord word nie.
Want jy dink dit moet beantwoord word, want jy was opreg, jy was eerlik, jy het volhard, jy het lank gebid, jy het gevas. Miskien is die plek waar jy moet begin, wat jy in erkenning voor die Here kom en jy erken, ek leef al vir jare in rebellie teen die Here. Ek leef in opstand teen hom. Ek leef my lewe vir myself. En al wat hy my skuld is die hel. Hy skuld my oordeel. Nou sê jy miskien, ja, maar hy is genadig. Hy is genadig en barmhartig. Ja, maar Jesaja sê, julle sondes het 'n skeidsmuur gebou tussen julle en die Here. Sy oor is nie doof nie. Sy hand is nie te kort en hy kan net nie daar uitkom en jou help nie. Jou sonde het 'n skeidsmuur gemaak tussen jou en die Here. So watter hoop het jy om beantwoord te word? Ek hoop ek het al daai hoop afgebreek nou. Dit was my doel. Nou wil ek daai hoop weer opbou. Moenie jou beroep op, Here, maar ek is ernstig en ek vas en ek bid en ek volhard en U is genadig. Nee. Beroep jou op Jesus Christus. Want vers 20 sê, in hom is al God se beloftes ja. In Jesus. Dalk het die Here jou nie geantwoord nie, want jy het dit gesoek buite Jesus. So kom, want Jesus het gesterf vir sondaars. Kom, want Jesus tree in vir sondaars. Kom, want Jesus se bloed het gevloei vir ons sonde. Kom, want Jesus het die letsels in sy hande en voete. En hy is bereid om te help. En God sal nooit, ek sal dit onderstreep en omkring en in hoofletters skryf, God sal nooit nee sê vir Jesus nie. Vir sy seun. Want Jesus is die amen van God, sê Openbaring 3 vers 14. Dit is ja en amen. So jy kan in Jesus naam kom. En dan kan jy deur geloof, nog voor jy dit ontvang het, kan jy sê amen. In Jesus naam, amen. Dit beteken verseker, laat dit so wees. Waarlik, jy bid, sê Jesus in Markus 11:24, asof jy dit reeds ontvang het. Nou, party mense gaan sê, wow, dit klink vir my na name it and claim it. Asof jy dit reeds ontvang het. Dalk is dit 'n teken van ongeloof, dat ons nie so wil bid nie. Soos vers 20 sê, aan die einde van die vers, daarom sê ons deur Jesus, amen aan God, tot sy eer. Jy weet, toe koning Agas, toe God vir hom sê, jy kan enige teken vra. Ek gaan hierdie ding doen. Vra enige teken, so hoog soos die hemel, so diep soos die dieptes van die aarde of die doderyk. Toe sê Agas, ek sal nie die Here toets nie, ek gaan nie 'n teken vra nie. Partykeer is dit dalk ongeloof wat dit sê. Dit is ongeloof wat sê, nee, ek gaan nie bid asof ek dit reeds ontvang het. Ek kan nie my amen by sê nie. Laat dit so wees of verseker of waarlik. Ware geloof sê amen. Dit sal so wees. Dis God se belofte, ek vat hom op sy woord. En daai geloof sê vers 20 aan die einde, verheerlik hom. Kom ek lees vir julle iets van die skerm af. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Volgende. Standing on the promises I now can see perfect, present cleansing in the blood for me. Nou, vanoggend. Standing in the liberty where Christ makes free, standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing, en lees hom klaar saam met my, standing on the promises of God. Here, ons het U beloftes nodig, in hom, in Jesus. Wil U vir elke een van U kinders vandag, en ook vir die wat nie U kinders is nie, wat uitroep tot U.
uitroep om vergifnis, genade, redding, ewige lewe, aanneming. Wil U iewers 'n belofte gee waar hulle kan vashou, soos 'n anker, en sê, I'm standing on the promises of God. En dat hulle kan byvoeg deur Jesus, Amen, tot eer van God. En dit bid ons in sy naam, en al God se kinders sê, Amen.